gesin van Tsansabani in Postmasburg het vanoggend hul huis en besittings verloor, nadat 'n verwoestende brand hul sinkhuis binne minute tot as gereduseer het. Die brand, wat in een van die informele nedersettings uitgebreek het vinnig versprei en teen die tyd wat nooddienste op die toneel was daar niks meer om te red nie. Die egpaar, wat albei in diens is van die Tsansabani plaaslike munisipaliteit, kon net betyds uit die vlamme ontsnap. Ons het niks oor nie. Die vuur het so vinnig versprei dat ons net kon uitkom met die klere aan ons lywe. Ek is Shimin Tekam en woner van Carnation. En my plek het gebrand. Die toesek hier kwam, was so tussen 8 en 9. Kan van net van die kef afkom, ek sien die groep om eet, bij die shanty eet. En dan ek het gehardloop om in te gaan. As ek daar kom, ek kon kry die klere brand in die huis en hulle was in die bad. En die heater is die kos van die vuur. Ek het die bad uitgetrek, toe gaan ek weer terug in die shanty in, trek die heater uit. Toe ek weer terug gaan, toe sien ek nou die vuur is nou kwaai, toe kan ek niks maak, toe los ek die plek net so. Maar toe sê ek die vrou bel, toe sê hy my, het die heater aangelos, maar ek kom kry die heater is aan. En dan ons het so geprobeer, dan kry ons security, selber wat die brand meer mense gebel het. Maar die tyd toe hulle hier kwam, toe is klaar die shanty klaar. Das Goeiemiddag, ek groet almal in 'n onveranderlike naam. Ons het ook asseblief hulp nodig by Gerda en Shimin Tekam se shanty, enige basiese iets wat jy kan bydra, miskien kombers, kos, klere vir kinders, vir Gerda en vir Shimi en winterklere en dis koud. Enige hulp sal ons baie waardeer. Maak nie saak hoe klein is dit sal 'n groot verskil maak vir ons wat die verlies gelei het. Good evening, community members at large at Tsansabani. We are here at Greenfield 37 houses where we are here. The reason is being that one of our neighbors, our community member, the shack has burned down. So we are here to set an awareness. For us is that it's winter and we know that sometimes one can forget electrical things or even gas things on. So good people, we ask you and we urge you that you should be very careful, because when it's winter time, fire is very extremely and excessively turning otherwise. So we ask you to be very cautious and very careful, especially at this time of now. And now our lenient community members have lost their home, and now we are seeking for any assistance either way, whether clothing, bedding material, clothing, fooding, stuff like that, and any help, because now they have nowhere to go. But for the fact that they are a family members of the days, we ask you to be lenient with them and we ask you to be sincere towards them, because this is no one's fault and it can happen to any one of us. As Carnation, as Greenfield, as a community member, we have to hold each other's hands and be firm towards each other and sincere. I thank you. Die tragedie is die tweede soortgelyke voorval in minder as 2 maande in Postmasburg. En vir baie mense in die gemeenskap raak die bekommernis oor brandveiligheid nou 'n daaglikse realiteit. Hulp in die vorm van klere, komberse en kos word tans ingesamel om die gesin by te staan. Enige iemand wat 'n bydrae wil maak of wil help met tydelike ondersteuning, word versoek om met die plaaslike raadslid, Marco Lottering, of die kantoor van die burgemeester in verbinding te tree. Wat vir een gesin net nog 'n oggend moes wees, het in 'n ramp ontaard. Maar as gemeenskap is daar nou 'n kans om te wys dat solidariteit sterker is as vlamme. Hierdie nuusbulletin was moontlik gemaak deur ons adverteerders wat die belangrike rol van onafhanklike gemeenskapsjournalistiek erken en ondersteun. Horizon Media, Postmasburg, Noord-Kaap.